Geliefdes, wanneer ons na die Bybel gaan, dan is een van die belangrikste beginsels van Bybel verstaan, Bybelinterpretasie, dat die Bybel verklaar die Bybel. Ek het dit nou reeds verskeie kere beklemtoon en ek wil dit vandag weer beklemtoon. Met ander woorde, wanneer ons 'n spesifieke skrifdeel het wat ons graag wil verstaan, dan kyk ons na die ander skrifdele wat ook daaroor gaan en wat dit verder uitbrei of wat dit toelig of wat dalk soms vir ons 'n verrassende interpretasie gee. Maar ons moet na die woord gaan om die woord te verstaan, want die woord verklaar die woord. Dit is hoe God dit bepaal het, want dit is sy Heilige Gees wat dan vir ons die insig gee om te sê, maar kyk, op grond van waar jy nou geestelik is, en op grond van jou verstaan hiervan, op grond van die feit dat jy 'n kind van God is, wat die woord van God het, wat die Gees van God het, op grond daarvan, kyk na hierdie teksdele, kyk na die Ou Testament, kyk na die Nuwe Testament, en kom tot insig, want dit is die boodskap wat die Here vir jou wil bring. Dit is die pad van die gelowige saam met sy Bybel. En wanneer ons dan by die boek van Openbaring kom, die Openbaring van Jesus Christus, is dit baie belangrik dat ons dan binne die konteks verstaan van die Bybel as geheel, maar ook dat ons elke hoofstuk in die boek van Openbaring binne daardie konteks verstaan, binne die boek van die Openbaring. En dit juis vir Openbaring is dit meer noodsaaklik as enige ander boek dat ons hierdie beginsel sal toepas. Maar julle het ook in julle bulletin die teksdeel van Openbaring 1 ontvang, die skrifdeel, en kyk gerus daarna. En as ons daarna kyk, dan sal julle sien in Openbaring 1 vers 11, dat Johannes, wat die skrywer is van hierdie openbaring, soos wat dit aan hom geopenbaar is, skryf in vers 11, dat daar aan hom gesê is, skryf in 'n boek neer wat jy sien, en stuur dit na die gemeentes, na die 7 gemeentes, na Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Daar die 7 gemeentes in Klein-Asië van destyds, maar wat vandag as die landsdeel van Turkye beskou word. En die Here het bedoel, toe hy daardie opdrag aan Johannes gegee het, skryf hierdie brief, wat ek nou aan jou gaan openbaar, hierdie boek, en wanneer jy dit stuur dit aan die 7 gemeentes, maar maak kopie, dat daar vir elke gemeente 'n afskrif sal wees. Baie keer het hulle net die brief van een gemeente na 'n ander gestuur, maar hier was dit, in terme van hoe dit hier gestel word, stuur vir elkeen 'n brief, daardie brief, dieselfde brief. En dit is dan wat Johannes dan ook gedoen het. En as ons dan kyk na die spesifieke inhoud van die boek van Openbaring, ek wil net eers vir ons 'n bietjie agtergrond gee, dan sien ons, daar is hoofsaaklik 3 dele in die boek van Openbaring. En vers 19 gee ons die sleutel daarvoor. Kyk na vers 19. Hier word Johannes aangesê om, skryf die dinge neer wat jy gesien het. Nou, dit verwys na die visioen van Christus, wat hy in hoofstuk 1 dan sien en wat hy beskryf. En dan word hy aangesê om die dinge wat is te skryf, met die klem op die is, om die dinge wat is te skryf. En dan, dit is dan die hoofstukke 2 en 3, wat oor die 7 kerke gaan, en wat na die 7 kerke gaan. Wat die huidige tydsbedeling, die kerkbedeling vanaf Handelinge tot die einde beskryf. En dan ook in vers 19, en skryf wat na hierdie dinge sal gebeur. Verwys na die toekoms wat gebeur na die kerkbedeling verby is. Maar skryf neer wat die visioen wat jy gesien het, die dinge wat jy gesien het. Skryf neer wat jy nou hoor en sien, die dinge wat is. En dit gaan dan nou oor die kerke
wat bestaan, dis was bestaande kerke in daardie tyd. En dan vers 19, dit wat na die kerkbedeling gebeur. Met andere, Johannes skryf neer hierdie visioen wat jy gesien het van my. Johannes skryf neer hierdie brief, hierdie boodskap wat ek vir die 7 kerke gaan gee. En hierdie is die boodskap wat duur tot en met die einde van die kerkbedeling. Ek wil sê, na die geboorte van die kerk wat ons verlede Sondag gevier het, wat aanhou, wat gedenk het, was maar net gedenk het, tot en met die einde van die bedeling, dit wil sê met die wederkoms van die Here Jesus, is dit die kerkbedeling. En die 7 kerke word in terme van hulle werk, hulle teenwoordigheid, dit wat hulle is, dit wat hulle doen, in die kerkbedeling beskryf. Ek wil sê, vanaf die begin van die kerk tot en met die einde van die kerk. En daarna is dit dan die koninkryk van die Here wat kom. So hierdie 7 briewe gaan aan die 7 gemeentes vir hulle bestaan tydens die kerkbedeling. Vanaf dit wat in Handelinge 2 gebeur het, tot en met die volleinding van die wêreld soos ons hom nou ken. En dan die dinge wat na hierdie gebeur, wil sê, na die wêreld tot 'n einde gekom het, en die koninkryk kom, is dit die dinge wat dan gebeur by die einde van die kerkera. Tot aan die einde van Openbaring is dit dan dit wat die Here wil hê, wat ons moet weet ook oor die eindtye. Nou kom ons lees Openbaring 1, vanaf vers 1, daar die invoegsel wat julle het. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God, en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig of geseënd is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Vers 4, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborenheid die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Vers 7, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het of deurboor het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou dryf, berouvol wees met antwoorde. Ja, amen, dit gaan beslis so wees. Dit wil sê, almal wat leef, sê dit die kruisiging, maar wat ook deur hulle sonde vooraf deel gehad het aan die kruisiging. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. En kyk elke keer die klem waar daar is, dit wat is, dit wat was, dit wat was, dit wat is en dit wat kom. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en leidsaamheid van Jesus Christus, wat op die eiland wat Patmos genoem word terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here en het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n besuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna, Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars of kandelare. En tussen die 7 kandelare een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit, soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam,
en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En sy regterhand, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelare. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. Die engele word in hierdie verwys hier na die leraars, die predikante. En die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Net tot daar. Kom ons sing nou. Die eerste gesang wat ek nou aangedui het op die bulletin, die tweede en op die eindelik op die bulletin, Behold the Lord upon his throne. Geliefdes, in die opvolgende hoofstukke van Openbaring, in hoofstuk 2 en 3, vind ons die evaluering, soos deur Jesus Christus aan Johannes meegedeel, daardie mededeling oor die 7 gemeentes, daardie evaluering van die 7 gemeentes, daardie 7 gemeentes wat verteenwoordigend is van die kerk van Jesus Christus. En die gemeentes word geëvalueer baie spesifiek oor hoe hulle reageer op God se waarheid. Hoe hulle reageer op God se waarheid. Daardie waarheid wat God se openbaring oor Jesus Christus is. Jesus as die enigste redder wat hy gestuur het. En alles in terme van die evaluering vind in die lig daarvan plaas. God het sy openbaring gestuur, hy het sy waarheid gestuur, en wat het die kerk daarmee gedoen? Elke gemeente afsonderlik. Elkeen van daai gemeentes is dan typerend van gemeentes wat in hierdie tyd vanaf die begin van die kerk tot en met die volëinding van die tyd soos wat ons het ken, bestaan. Voor die ewigheid begin. Met ander, elke gemeente wat byvoorbeeld na daardie briewe toe gaan, moet hulle self eintlik dan evalueer in terme van wat daar oor daardie gemeentes gesê word. Maar omdat die gemeentes uit individuele gelowiges bestaan, moet elke gelowige ook homself evalueer in terme van die gemeente en sy rol in die gemeente. So dit is wat in hoofstuk 2 en 3 beskryf word, die evaluering van die 7 gemeentes. En die vraag wat God vra, sonder om dit te vra, wat eintlik dan in die evaluering na vore kom, is, die vraag wat hy vra is, verkondig en leef julle my waarheid. As elke gemeente moet vra, verkondig en leef julle my waarheid, die waarheid wat ek aan julle geopenbaar het. Nie enigiets anders nie, net dit. Verkondig en leef julle my waarheid. Maar vervolgens die openbaring wat aan julle gegee is. Dit is God se maatlyn, dit is sy meetstok, en dit is sy meetstok vir tyd en vir ewigheid. En dit is waarmee alles en almal gemeet sal word, elke individu en elke gemeente. En nou wanneer ons dan na die 7 gemeentes in Openbaring kyk, dan sien ons dat uit die 7 daar 5 is wat deur Christus veroordeel word. En hulle is Efese, Pergamum, Thyatira, Sardis en Laodicea. En hulle word, as ek dit saamvat, opsom, hulle word vir die volgende veroordeel.
Hulle het hulle eerste liefde verloor. Hulle duld valslering en valspraktyke. Hulle word deur vals profete en afgoderry en seksuele onsedelikheid verlei. Hulle is geestelik dood ten spyte van hulle uiterlike vertoon. Hulle is louwarm in hulle geloof sonder 'n passie vir Christus. En hulle plaas hulle vertroue op hulle rykdom, eerder as op God. Dit is min of meer samevattend waaroor hulle veroordeel word. Elkeen in 'n besonder of in 'n meerdere of 'n mindere mate. Maar die twee gemeentes, en dit is Philadelphia en Smyrna, wat nie veroordeel word nie, is op grond van die volgende, word hulle aangeprys. Ons kyk na Philadelphia, hulle word geloof vir hulle volhardende getrouheid, selfs met hulle beperkte krag. Hulle word geprys vir die feit dat hulle God se woord gehou het en nie sy naam verloon het nie. Hulle word beloon vir wat hulle vir hulle getrou het, om 'n pilaar in God se tempel te wees, met die belofte van God se beskerming tydens beproewinge. Dit was Philadelphia. En dan Smyrna. Smyrna word geloof dat hulle deur beproewinge volhard en getrou aan Christus gebly het, selfs in die aangesig van vervolging en lyding. Hulle word geprys vir hulle volharding in die geloof ten spyte van teëspoed, en dat hulle armoede bo kompromie gekies het, en hulle geloof gehandhaaf het ten spyte van dreigemente en ook belastering teen hulle. So hier sien ons die kontras tussen die 5 wat aangespreek word, wat veroordeel word. Is meer as 'n aanspreek, hulle word veroordeel, teenoor die wat Christus loof vir wie en wat hulle is. En verstaan mooi, dit gaan nie oor die grootte of vertoon of invloed in die wêreld nie. Dis nie waarna Christus gekyk het nie. Dit gaan oor hoe God se waarheid verkondig en geleef word. En daarom moet ons dus verstaan, elke gemeente en elke individuele gelowige word met dieselfde meetstok gemeet, maatband gemeet, en daar is net een vraag aan beide gemeente en individu: wat maak jy met God se waarheid? Wat maak jy met God se waarheid? Wanneer ons nou na Matteus 13 vers 24 tot 31 gaan, sien ons dat Christus daar 'n besondere, 'n hele klomp gelykenisse vertel het, maar die een waarna ek in besonder wil kyk, is die ene wat hy vertel het oor die boer wat saai. Ons lees in Matteus 13 vers 24, hy, dit is Jesus, het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, maar hy het 'n hele klompie vooraf gegee. En hy het met hulle gepraat in terme van gelykenisse, om aan hulle inhoud of 'n insig te gee, dat hulle kan verstaan. En so ook is hierdie ene vir hulle gegee, sodat hulle dit kan verstaan, is 'n prentjie wat vir hulle makliker was om te sien. Toe het Jesus gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. En een nag toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesit en verdwyn, gesaai en verdwyn. En toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. En die slawe van die boer kom, sê toe vir hom, meneer, meester, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom hierdie onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, dit is 'n vyand se werk. En die slawe sê toe vir hom, wil u hê dat ons dit moet gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei tot met die oes. En in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar, bind dit in bondels om dit te verbrand, en bring die koring na my skuur. Wat verstaan ons dan hieruit, geliefdes? Een ding wat ons onmiddellik kan toepas, is dat ons self, volgens die prent wat Jesus hier skilder deur die gelykenis, dat elke mens is of 'n
koringaar of 'n onkruid? Een van die twee. Of 'n onkruid of 'n koringaar. En die vraag wat dit vir ons sal openbaar, wat vir ons sê wat ons is die antwoord op wat maak ons met God se waarheid? Wat maak ons met God se waarheid? God is heilig, sy waarheid is heilig. En sy reddingsplan vir die mens, die evangelie van Jesus Christus, is heilig. En daarom kan God nie 'n onheilige reaksie op sy waarheid duld nie. Hy kan dit nie verdra nie. En daarom is sy straf op elkeen wat nie Jesus Christus as redder het nie, gaan sy straf dan wees om te sê, of om te doen, wat hy gesê het, wat met die onkruid moet gebeur. Maak het by mekaar en gooi dit op die vuur. En geliefdes, dit is presies waaroor Paulus se brief aan die gemeente in Rome gaan. Presies daaroor. Wat maak ons met God se waarheid? En elke boodskap wat ek oor Romeine gebring het, nou bring en nog gaan bring, soos die Here wil, gaan oor hierdie. Wat maak ons met God se waarheid? Rome, die wêreldstad van die Romeinse keiserryk, was 'n werklike wêreldse stad, in die volle konteks van die woord. Elke denkbare sonde wat daar kon wees, was daar by mekaar, omdat hy so die sentrum was van die hele heilige, volgens hulle, die Romeinse keiserryk, wat omtrent die hele aarde regeer het op daardie stadium. En dit is aan die gemeente in daardie wêreldstad, daardie sondige wêreldstad, dat Paulus sy brief skryf en dan vir hulle sê, kyk na vers 16 van Romeine 1. Romeine 1 vers 16, ook die teks op die bulletin. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke, in sy skepping, verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, van hom geweet het, daardie erken in daardie opsig, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Net tot daar vir nou. Geliefdes, hier is die oorheersende gedagte, dat die mens geen verskoning het om God se openbaring nie reg te verstaan nie. Daar is geen verskoning vir die mens om God se openbaring nie reg te verstaan nie. Om te verstaan wat God daarmee bedoel, die redding wat hy gestuur het in Christus, maar ook dat elke mens aan hom verantwoording sal doen oor wat hulle daarmee doen. Want God het gesê, ek het dit op soveel maniere aan julle openbaar, en ons sal aanstonds daar kom. Maar wat ons dan moet verstaan, en ek wil dit weer beklemtoon, dit kom van God wat heilig is. God haat sonde. In sy wese is hy heilig. Hy is geregtig, hy tree geregtig op.
Geregtigheid is sy bestaanswyse. Dit wil sê, wat hy is, hy is heilig. En wat hy doen, is, hy lewe geregtig. En hy bewerk geregtigheid waar hy kom en wat hy doen. Sy werkswyse is geregtigheid. En ons kan nie, ons mag nie aan God dink sonder sy heiligheid, dit wil sê wat hy is nie, en sonder geregtigheid, dit wil sê wat hy doen nie. Hy is heilig, hy tree geregtig op. Alles wat hy doen, is in terme van geregtigheid, wat direk aan sy heiligheid verbonde is. Dit wil sê, hy is heilig in sy wese. En dit wat hy doen, omdat hy heilig is in volle geregtigheid. En alles wat hy doen, ook dan in sy oordeel, en dit moet ons ook verstaan, word in geregtigheid gedoen. Want hy is heilig. Hy kan nie anders nie. Ek lees hier die aanhaling. God's holiness and righteousness are related concepts that describe his character and his actions. Holiness is the condition of purity or freedom from sin. It describes God's nature. Righteousness describes how God acts as a result of his holiness. Holiness refers to God's inherent purity and separation from sin. And righteousness describes how God acts in accordance with his holy nature and perfect standards. In essence, God's holiness is the foundation for his righteous actions, as he cannot act contrary to his own nature. Nou daar sê hierdie man nou in baie mooi Engels, wat ek probeer het om in plat Afrikaans vir julle te sê. God is heilig. En alles wat hy doen, is in geregtigheid. Volgens sy aard, sy heilige aard. Ek kan dit ook sê, heiligheid is sy aard. En geregtigheid is sy werkswyse, sy lewenswyse. Heiligheid is wat hy is, en geregtigheid is wat hy doen. En daarom moet ons verstaan, dat selfs in sy oordeel is God geregtig. Want hy beoordeel alles in hierdie wêreld, uit die oogpunte, uit die oriëntasie van sy heiligheid. Hy kan dit nie anders sien nie. En as ons dan sê, ja, maar ons moet meer oor God se liefde praat. Ja, kom ons doen dit. Maar dan praat ons van sy heilige liefde. Sy heilige liefde. As ons praat van God se liefde soos die wêreld dit wil hê, dan beteken dit nie ons gaan van sy liefde praat wat maar die sonde oorsien nie. Ons moet een ding weet, God kan nie die sonde oorsien nie. Hy kan nie die sonde oorsien nie. En ons weet dit. Hoe weet ons dit? Die kruis van Golgotha is bewys daarvan. Hy het vir elke sonde aan die kruis gesterf. Jesus Christus. Hy het vir elke sonde betaal. En daarom is hy totaal regverdig, heilige regverdigheid, as hy dan van mense verwag om die evangelie te hoor, daarop te reageer en Christus as redder te aanvaar. Wat God ook al doen, is uit sy heiligheid, of in sy heiligheid gegrond. Sy geregtige dade spruit uit sy heiligheid uit, en dan wat hy doen, selfs in die veroordeling van mense wat nie vir Christus aanneem nie, is dit 'n totaal geregverdigde, heilige daad wat hy doen. God kan nie anders nie. En om seker te maak dat die mensdom dit verstaan, het God aan die mensdom verskillende openbarings gegee. In die eerste plek 'n algemene openbaring. Dis wat ons in vers 19 en 20 kry.
Romeine 1. Romeine 1 vers 19 en 20. Die algemene openbaring. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is. Want God het dit aan hulle geopenbaar. Dis een aspek van die algemene openbaring. En die tweede aspek van die algemene openbaring is, sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Soos sê in sy skepping, sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. En andere wat God sê, of wat Paulus die kerk in Rome aan herinner, God het op twee maniere 'n algemene openbaring gegee. Eerstens deur op hulle harte skryf wat reg en waar is en goed of verkeerd is. Hy het dit aan hulle openbaar in hulle harte en hy het ook in sy natuur, die skepping, die wonder van die skepping, het hy dit gedoen. So elke mens kan God ken en elke mens kan weet dat daar goed en dat daar sleg is. En God het homself ook in sy skepping openbaar en die wette van reg en verkeerd op elke mens se hart geskryf, ook in terme van die hele skepping. So die algemene openbaring veroorsaak dat niemand kan sê, dat al was hy op die mees ver afgeleë eiland woonagtig, daar gebore en gesterwe, geen mens kan sê, hy weet nie van God nie. Want God het dit in sy hart geskryf en hy kon dit verder in die natuur rondom hom waarneem. God is dus geregverdig om mense te veroordeel. Maar toe het God nog verder gegaan en ook aan die mensdom 'n spesiale of spesifieke openbaring gegee deur sy seun Jesus Christus, soos wat ons al soveel keer gesien het, waarvan Hebreërs 1 vers 1 getuig. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudtyd gespreek het, ons sê Ou Testament tot sy volk en deur sy volk na die mense toe. Deur die vaders en deur die profete het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Daar is die spesifieke openbaring. So op grond van God se openbaring, sy algemene en die spesifieke, waardeur soos vers 19 dit stel, die onsigbare dinge aan die mens openbaar is, en hy dus geen verontskuldiging het nie. Die mens daarom bewus moet wees van God se ewige krag en goddelikheid. En dan deur die verdere openbaring in Jesus Christus, waar hy God in die vlees kon aanskou, en ook deur dit wat Jesus gedoen het en wat dan ook deur die kerk verkondig word, op skrif gestel en verkondig word, getuig jy van God se krag en sy almag, maar ook sy liefde en genade aan die mens, om te sê, vir die van julle wat nie in my in die natuur gesien het nie, is hier 'n spesifieke openbaring ook, en dit is deur my seun Jesus Christus. Luister na wat hy sê, hoor wat hy sê, kyk na wat hy gedoen het, kyk wat hy tot stand gebring het, kyk na sy kerk, kyk na die gelowiges in die kerk, is hulle boodskappers van my genade en liefde aan die wêreld, my waarheid aan die wêreld, is hulle die enigste Bybel wat sommige mense soms lees, dalk lees, is hulle. Ek sien dus wanneer die mens God se openbaring ignoreer, dat God sy toorn aan die mens openbaar. En dit is nie 'n Nuwe Testamentiese ding nie, God het dit al in die Ou Testament gesê. Ons kyk byvoorbeeld na Jesaja 13 vers 9 tot 11, kyk die dag van die Here kom, wreed, met grimmigheid en brandende toorn, om die land 'n woestenheid te maak, en hy sal sy sondaars daarvan uitroei, die mense wat in opstand kom teen hom. En ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddeloses hulle ongeregtigheid, en ek sal die trots van die vermeteles laat ophou,
en die hoogmoed van tiranne vermeerder. Met ander woorde, God sal sê, ek sal duidelik wys dat ek God is. Dit is Ou Testamentiese taal hierdie. En dit is verskriklik wat God beloof. Maar hy doen dit op grond van sy heiligheid, sy geregverdigde heiligheid. Maar ons vind dieselfde in die Nuwe Testament, Paulus in Efesiërs 5 vers 6. Laat niemand julle met leeuwoorde mislei nie, want oor hierdie dinge kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Maar hier is 'n ander beskrywing vir die onkruid. Kinders van die ongehoorsaamheid. Kinders van die ongehoorsaamheid. Daardie onkruid wat by mekaar gemaak gaan word en verbrand word. Maar ook verder in hierdie brief aan die Romeine skryf Paulus in Romeine 2 vers 4 tot 11. Ek gaan nie die hele stuk lees nie, julle moet gerus self gaan kyk, maar ek lees enkele verse. Vers 4, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. En sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Vers 5. Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Lees gerus daai deel verder tot by vers 11. En ook weer die skrywer van die Hebreërs hoofstuk 10, Hebreërs 10 vers 26 en 27, wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Geliefdes, hierdie vers is 'n baie ernstige vers. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid, God se waarheid, sy geopenbaarde waarheid ontvang het, maar ons weet van Jesus Christus. Ons weet wat hy gekom het om te doen. Ons weet dat hy redding bewerkstellig het. Ons weet dat hy die sonde en Satan en die dood oorwin het, en dat as ons die ewige lewe wil hê, dat ons hom as redder moet aanvaar. Ons weet dit. Maar as ons dan opsetlik bly sondig en byvoorbeeld dan ook die sonde van nie aanvaarding het, dan sê hy, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. Hier is nog 'n beskrywing van onkruid, wat het ons gesien? Kinders van ongehoorsaamheid, en nou in hierdie tekstdeel, die teenstanders van God. En daar's nog baie meer wat ons hieroor kan sê, en dit duur aan tot in Openbaring. Dit hou aan tot daar in Openbaring. En dit klink hard en dit klink wreed, maar onthou, geliefdes, dat God genadig is. En ons sien dit altyd en in besonder in die aanbieding van die evangelie. Dat God is genadig in sy aanbieding van die evangelie. Hoekom sê ek dit so spesifiek? Want daar is altyd 'n God bepaalde volgorde waarin die evangelie kom. Eers die waarskuwing oor die gevaar, en dan die uitkoms. Eers die oordeel oor die sonde, bewusmaking daarvan, en dan die weg tot vergifnis. Eers die boodskap van veroordeling, en dan die aanbod van vergifnis. Eers die slegte nuus wat tot die bevestiging van skuld en skuldgevoelens lei, en dan die goeie nuus van genade, van redding in Christus. Hoe genadig is God dan nie daarin nie? Eers die waarskuwing,
En dan kom die aanbod. Wees bewus van waarheen jy op pad is. As jy op hierdie pad volhou waar jy gaan eindig, die waarskuwing daarteen, maar dan ook die aanbod van genade, maar hier is genade en uitkoms vir jou tot jou beskikking. Daarom moet ons besef dat ons in hierdie brief aan die Romeine die feit aantref dat die brief aan die Romeine 'n genadebrief is. 'n genadebrief is. Dat Paulus so spesifiek hierdie feit beklemtoon. Daar kan geen verlossing wees vir diegene wat nie oortuig is oor die erns van hulle sonde nie. Daar kan geen woord van versoening wees vir sondaars wat onbewus bly van hulle vervreemding van God nie. Ware vrees vir God kan nie diegene wat blind is vir die diepte van hulle sondigheid aangryp nie. Hulle word nie daardeur aangegryp nie. Geen genade is beskikbaar vir diegene wat nie bewe voor God se heilige toren nie. So sien ons dit elke keer is dit daar. Die oordeel, maar ook die redding. Die oordeel en die redding. Die oordeel en die uitkoms. As God se genadige waarheid nie tot die siel, die hart van die mens deurdring nie, kan daar geen redding wees nie. En dit is Paulus se boodskap. En Paulus se boodskap gaan verder in. Dis 'n dringende boodskap wat hy daar bring. Dit is aan julle geopenbaar. Dit is aan julle geopenbaar. En let wel, en ons vergeet dit baie keer, hierdie sendbriewe van Paulus, sowel as al die ander, word aan die gemeentes gestuur, om te sê, gebruik hierdie as maatstaf, vir wie en wat julle is, vir wat julle is en wat julle doen. Met ander woorde, as ons dit nou binne die perspektief, binne die konteks van die woord sien, dan moet ons baie beslis verstaan dat die evaluering wat Christus gee oor die 7 gemeentes aan die einde van die tyd, wat daar in die einde van Openbaring kom, maar wat gemeentes is wat in tyd nou bestaan en wat gaan aanhou tot en met die volleinding van die tyd. God het deur die apostels en die Bybelskrywers is hy so genadig om vir hulle waarskuwings terug en te sê, so moet julle lewe. So moet julle lewe. So wanneer daar die evaluering plaasvind, is dit met regverdiging dat God dit doen. Met regverdiging. En dan, as ons dan weer na die brief aan die Romeine terugkeer, dan sien ons dat die waarheid wat hulle onderdruk is oor God en God se goddelike heilige eienskappe en daarmee saam dan ook hulle kennis van reg en verkeerd. En dis wat hy hier in hierdie eerste hoofstuk van Romeine bevestig. Hierdie kennis van reg en verkeerd. Dit is dit wat die gewete van die gelowige vorm. Hoe word die gelowige se gewete gevorm? Daardie gewete wat vir jou sê, is reg of dit is verkeerd. Dit is 'n God-shaped conscience, 'n God-gevormde, Bybelgevormde gewete. Wil sê die gewete word gevorm volgens die riglyne van die woord van God. Dit is wat ons gewetens vorm en wat ons gedrag rig. En wat die Heilige Gees gebruik dan om vir ons te sê, maar is dit reg? En as ek dan nie onmiddellik die antwoord het, kan ek na God se woord toe gaan. En ek kan die reg en verkeerd daar vind. Maar my gewete sê vir my eerstens, dit is reg of verkeerd. My God gevormde, Bybelgevormde gewete sê, dit is reg en dit is verkeerd. As ek dan daarin onderrig is, en as ek dit
my studie gemaak het, wat dit hopelik is. Maar ons kan na die woord toe teruggaan en die reg en verkeerd in die woord vind. Waar God sê, lewe dan so, om te wys julle is myne. Kyk na Romeine 1 vers 19, daardie vers wat ek nou verskeie kere al genoem het, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, dit 'n deel van die gewete geword, want God het dit aan hulle geopenbaar. Vers 20, want, sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Met ander woorde, niemand kan sê, ons weet nie van God nie. Met ander woorde, hierdie waarheid oor God is so duidelik geopenbaar, dat niemand kan onkunde pleit nie. Nou kyk na vers 21. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Maar hulle het van God gehoor, hulle het van hom gelees. Daar is aan hulle getuig. Dis oor en oor aan hulle gesê, maar hulle het nie op daardie waarheid gereageer en God gesien en verstaan as God, en hulle het hom nie verheerlik as God, of hom gedank as God soos wat hulle behoort nie, omdat hy vir hulle die lewe gegee het, maar ook dan die geleentheid om hom as God te ken. Maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge. Die manier waarop hulle dink, is nie deur die kennis van God wat geopenbaar is, die algemene of die spesifieke openbaar, is nie daardeur gevorm nie. En hulle onverstandige hart is verduister. Maar het het donker geword. Wat gebeur as dit donker word? Jy kan niks sien nie en jy kan nie regtig met rede of met rationaliteit optree nie. Jy tas in die donker rond en jy is soos iemand wat totaal verdwaal is. En dit is presies, geliefdes, dit is presies wat dwars deur die geskiedenis van die mensdom gebeur. Dit het gebeur, dit gebeur nou en dit sal gebeur. En die samelewing waarin ons bly is juis bewys daarvan. Daar is geen uitsondering op die reël nie, en waar die mens na ware, as het ware, moes gegroei het in sy kennis en verstaan van God, is daar 'n algemene soort van 'n verdwaasdheid oor God. Maar ons moet een ding weet, hierdie tyd en elkeen wat in die tydsgewrig lewe tot en met die volleinding, het geen verskoning, omdat ons het soveel 'n groter openbaring van God se waarheid as enige vorige geslag. Daar was dae en jare wat God se Bybel in sommige lande of in die wêreld nie altyd beskikbaar was nie. Maar God het daarvoor voorsiening gemaak en saam met byvoorbeeld die hervorming wat so 'n daadwerklike verskil in die lewe van die gelowiges gemaak het, dat God sy waarheid op 'n groter skaal kon laat versprei, ook deur die uitvinding van die boekdrukkuns wat terselfdertyd met die hervorming plaasgevind het. En die Bybel het in elke mens se hande kon beland. En deesdae, dit kan op elke selfoon, op elke digitale instrument wat beskikbaar is, kan dit wees. So daar's geen verskoning nie. Daar's nou minder as ooit van tevore verskoning vir iemand wat sê dat hy nie weet wie God is nie. Afgesien van God se openbaring in sy hart, in sy natuur en sy spesifieke openbaring. En sy spesifieke openbaring. Geen verskoning. Want ons het groter toegang tot God se waarheid as enige vorige geslag. Maar dan moet ons onmiddellik sê, die ongeloof is meer as ooit tevore. Want dit is wat ons in ons tydsgewrig beleef.
En ook omdat die ongeloof so blaatant is, so op ons afgedwing word. Maar dan is daar ook nog 'n sekondêre rede, wat 'n baie ongelukkige rede is, en dit is dat dit ook in die kerk gemanifesteer word. Die kerk van ons dag. Maar kyk na Romeine 1 vers 22 nou. En ek gaan nou verder lees in Romeine 1 as ware vooruitskouing vir volgende keer. Romeine 1 vers 22, hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens, of soos voëls, of diere, of slange. En ek wil net sê, toe ek hierdie vers ook nou weer lees, het my ook so getref, dit is presies wat ons met hierdie KI, kunsmatige intelligensie, of AI, soos dit algemeen bekend is, ook presies daar het. Dit wat as 'n mens voorgestel word, met al die boosheid van die wêreld, wat in daardie AI moontlik is. En ongelukkig is dit dan ook so, dat die boosheid dit misbruik, om juist dan die boosheid op ons af te dwing. Ons sê dit kon gebruik geword het, en dit kan nog steeds gebruik word, ook om goed te doen. Maar die ongeluk is dat die boosheid dit misbruik, en dit oral waar ons kom, word dit op ons aangedruk. Soveel so dat, geliefdes, wie weet, deesdae wanneer jy na die nuus kyk op televisie, of op jou rekenaar, of op jou selfoon, op enige digitale media, wat is die waarheid? Wat is die waarheid? Want die misleiding lê so vlak, en het word so oortuigend aangebied, dat baie mense mislei word juist daardeur. Net oor wat is die waarheid? Wat is die waarheid in die nuus van die dag? Of daar word nuus van die dag aangebied wat glad nie nuus is nie. Die misleiding is ongelooflik groot. En ons moenie naïef wees om dit te ignoreer nie. Ons as gelowiges moet weet, wat is die waarheid. En dit wil nie sê, ons moet nou ure gaan spandeer om dit te probeer uitvind nie. Maar daar is bepaalde dinge waaraan 'n mens die waarheid kan ken. Maar dan moet ons ook nie so ingestudeer wees op dit wat in die wêreld gaan, dat dit ons tyd misbruik nie. Dat ons eerder dan dit gebruik om die woord te bestudeer, sodat die Heilige Gees dit kan gebruik om vir ons insig en onderskeiding te gee, wanneer ons na die dinge van die wêreld kyk. Maar ons het dit nodig wanneer ons na die dinge van die kerk kyk. Want die misleiding in die kerk is so ongelooflik groot. En ook juis onder andere deur die kunsmatige intelligensie wat ook daar gebruik word. Kom ons kyk na vers 24. Op grond van hierdie dinge wat hulle aanbied as die waarheid, gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar onteer. En dit is die interessante ding, geliefd. Nee, dit is 'n skrikwekkende ding, nie interessant nie, vergeet dat ek het gesê het. Skrikwekkend. Dat waar die leuen inkom, is daar altyd seksuele sonde. Waar die leuen inkom, is daar altyd seksuele sonde. Want dit is asof die leuen onmiddellik daardie aspek van die mens se hart en verstand losmaak. En dan maak dit onvatbaar vir die dinge wat seksueel van aard is. En dit lei na groot verval. En ons sien dit in die kerk, ons het dit onlangs in die kerk gesien. By herhaling. En daarom moet ons weet, as ons kyk na die groot name van ons dag, van hierdie mense met megakerke en megamiljoene en al daardie, ons moet weet,
Die seksuele sonde lê baie vlak daar. Dis nie 'n profesie wat ek uitspreek nie, dis maar net op grond van die verlede, as ons kyk na wat voorheen met hierdie mense gebeur het. God gee hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel, in plaas van die skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. Daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte. Hulle vroue verander die natuurlike omgang in 'n teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang by die vrou in brand van begeerte vir mekaar. En mans pleeg skandelikhede met mans en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al ongeregtigheid, slegheid, hebsug en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad. Hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmatigend, verwaand, hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. Dis hierdie wêreld wat ons rondom ons aantref. Dis die wêreld wat op die televisie beskikbaar is, wat op die internet beskikbaar is, wat op ons selfone, op ons rekenaars beskikbaar is. Dis daar by die druk van 'n knoppie. Dis daar met die druk van 'n knoppie. Ek het juist 'n interessante opmerking raak geloop van iemand wat gesê het, as ons nou kyk na die klem wat onder die huidige geslag jong mense, die klem wat daar op liggaamsverbetering is, bodybuilding en alles wat daarmee saamgaan, en wil nie sê dit is verkeerd as sodanig nie. Maar as gevolg van die klimaat wat daar geskep word en wat onder baie dan na vore kom, is juist dan die klimaat wat geskep word om hulle aan hulle liggaamlike luste oor te gee. Want hulle is soveel aantrekliker as die vorige geslagte. En dis die waarheid, geliefdes. So dit wat goed is, word misbruik en tot iets omskep wat absoluut boos en dekadent is. En dit is presies Satan se werkswyse. En dit is wat Paulus hier van 22 tot 32 beskryf. Hierdie dekadente werkswyse van Satan om dit wat God as goed bedoel het, totaal skeef te trek en in perverse dinge te omskep. En dit is wat gebeur wanneer God die mens oorgee, Engelse woord abandon, aan dit wat hy in sy hart dra, wanneer hy God se waarheid verwerp. God gee hom oor. God abandons him. En wat ons in die Ou Testament sien, wat in ons tyd net so waar word, God abandons a nation. God gee ook 'n nasie oor aan dit wat vir hom die belangrikste is op sy hart, wat die leiers hulle heen lei en wat die meerderheid van die mense navolg. Dan gee God ook 'n nasie oor aan die bose. En dis wat ons sien. As ons gaan kyk na die oorlog van ons tyd, waaroor gaan dit? Dit gaan
oor die selfsug wat bevredig moet word. Van die leiers en wat hulle aan die bevolking verkoop het. Psalm 14 vers 1 lees ons, die dwaas het in sy hart gesê, daar is geen God nie. Nog 'n definisie vir 'n kind van die onkruid. Kind van die onkruid. Daar is geen God nie, hy is 'n dwaas. Dan gaan hy verder, hy sê, hulle is verdorwe, hulle is verrot. Daar is niemand wat goed doen nie. En geliefdes, dit is waar van die samelewing van vandag en in 'n baie groot mate ook waar van die kerk van ons dag. Want die kerk word minder en minder besorg oor sonde en hy preek liewer oor die sogenaamde relevante dinge van ons tyd, wat dit ook al mag wees. Want ek wil vandag die vraag vra, wat kan dan meer relevant wees as die ewigheidsbestemming van die mens? Watter vraag is belangriker? Watter vraag kan binne julle lewens belangriker wees as waar jy die ewigheid gaan spandeer? Binne jou werksituasie, binne jou sportsituasie, binne die skool, jou omgewing, wat is belangriker, wat is daar van groter belang as die vraag waarop jy 'n antwoord moet wees, waar gaan jy die ewigheid deurbring? Wat is belangriker? En jy sien, dis die skrikwekkende. Die skrikwekkende in wat die kerk van ons dag doen. Want indien jy ophou om oor die sonde te preek, of om oor die sonde te getuig, verwyder jy die moontlikheid van 'n sondebesef, jy verwyder die moontlikheid van 'n berou oor die sonde, jy verwyder die moontlikheid van vergifnis vir sonde, om dit te vra en te verkry. Met ander woorde, hou op om oor die sonde te preek, en jy plaas redding buite bereik van die wat in die kerk sit. Jy sê vir hulle, daar is julle, ek preek vir julle oor ander goed, laat hierdie ander klomp verkramptes of hulle ook al beskryf word, maar oor die sonde preek. Maar julle gaan aan met wat julle doen, julle is alright. Julle hoef nie oor die sonde te hoor nie. Klink soos Joel Osteen, ne? Kom ons bly stil oor die sonde, dat julle lewe kan geniet, hierdie lewe wat God nou vir julle gegee, dat julle beste lewe ooit is. Dit is Joel Osteen. Maar is ander kerke, selfs in meer konservatiewe kringe, dalk beter? As daar gesê word, preek liewer kort preke van so 10 minute en gebruik prentjies en gebruik voorbeelde en moenie dit te ingewikkeld maak nie. En sing baie. As dit die standpunt van synodegangers van hoofstroomkerke is, geliefdes, daarheen is daardie kerk op pad. Ek wil hierdie laaste stelling opsom deur die volgende te sê. Verstaan dit so. Skaf die Bybelse lering van die mens in sy sondigheid af. En jy maak die goddelike plan van verlossing onnodig. Vee die idee van persoonlike skuldgevoelens uit en jy elimineer die behoefte aan 'n verlosser. Elimineer die menslike gewete en jy eindig met 'n amorele, immorele en 'n onredbare geslag. En dis waarin die wêreld op pad is. As die trant
aangaan soos hy nou aangaan, as God dit toelaat. Miskien spreek Paulus in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 vir ons, formuleer hy dit baie duideliker. Hy skryf daar in 2 Timoteus 3 vers 1, dit moet jy weet. En dan hy skryf aan Timoteus om hom onderrig oor sy boodskap aan sy gemeente. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Vir wie? Vir die gelowige. Vir die gelowige. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê. Ekskuus tog. Maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. En dan sê hy hier, bly weg van sulke mense. As hy hier in vers 5 sê, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê. Vir wie sê hy dit? Dis mense wat in die kerk sit tog. Nie die wêreld buite nie, die wêreld het geen skyn van godsdienst nie, hulle stel nie belang daarin nie. So hierdie gaan oor die kerk. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst, die krag van geloof, sal hulle nie ken nie. En sê hy bly weg van sulke mense af. As jy hulle sien en hulle teekom, verwyder jou van hulle, moenie met hulle omgaan nie. Moenie met die sulkes te doen hê nie. Dit moenie jou vriende wees nie. En ek sluit af, geliefdes. As ons na hierdie dinge kyk, waar staan ons as gelowiges in hierdie gebroke en vervalle wêreld? Wel, eerstens herinner ek julle aan wat vir ons verlede keer tot groot troos was, en dit is wat Jesus in Matteus 16 vers 18 gesê het, toe hy gesê het, ek sal my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. As ons dus in die geloof volhard, by God en sy woord en sy waarheid bly, is ons deel van daardie kerk wat nie deur die doderyk oorweldig sal word nie. Maar ons moet daarin volhard. En ons vind nog 'n bemoedigende voorbeeld in Jesus Christus se hoëpriesterlike gebed in Johannes 17, waar hy ten aanhoor van sy disippels tot die Vader bid, en dan bid hy die volgende, ek vra u nie om hulle uit die wêreld te neem nie, maar om hulle van die bose te bewaar. Bewaar hulle van die bose. En is dieselfde gebed wat hy sy disippels geleer het, toe hulle om Matteus 6 gevra het, leer ons om te bid, en wat het hy gesê? Bewaar ons van die bose. Lei ons nie in versoeking, bewaar ons van die bose. Maar ook, geliefdes, dat God se wil in ons lewens sal geskied, dus gaan daarmee saam. Jy sien, ek wil net nog Johannes 17 vers 14 dit nog noem, hy sê ook, heilig hulle, en hy word as 'n werkwoord gebruik, maak hulle heilig in die waarheid, heilig hulle in die waarheid, u woord is waarheid. Daarom, waaroor gaan dit? Wat doen ons met God se woord? Wat doen ons daarmee? Ons primêre taak is om die waarheid van God se woord te verkondig deur woord wat ons spreek
en daad wat ons doen. Wat ons is en wat ons doen. Om in gehoorsaamheid aan daardie waarheid te leef en onsself onbevlek deur die wêreld te hou, soos wat ons in Jakobus 1 vers 27 vermaan word om te doen. Hou ons onbevlek van die wêreld. Want jy sien, as ons dit doen, kan niemand daarteen stry nie. En dan is ons lewens die kragtigste getuienis van God se waarheid in hierdie wêreld. Niemand kan teen 'n heilige lewe stry nie. En mag dit ons getuienis wees. Ja, ons moet dit spreek ook. Ons moet die evangelie spreek en verkondig. Maar ons moet dit lewe ook. Ons moet dit lewe. En eers wanneer die kerk heilig word, kan en sal dit 'n kragtige uitwerking op die wêreld hê. En dit is waar. Maar belangriker as dit is wat God van ons vra. Dit is wat God van ons as sy kinders vra. Mag God ons die krag gee om dit te doen. O Hemelse Vader, U woord, U heilige woord, is vir ons die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Vergewe ons waar ons dit ignoreer, waar ons nie volgens daardie lig wandel nie, volgens daardie lig leef nie. Vergewe ons wanneer ons nie in die krag van U waarheid ons lewens beheer en beheers en rig nie. Ek wil sê, nie daar volgens leef nie. Of skoon U die krag van U woord en die krag van U gees tot ons beskikking stel. Of skoon U die krag van U waarheid vir ons gegee het as die riglyn vir ons lewens. Here, ons verstaan hoe belangrik dit is, want U het die grootste prys wat U denkbaar kon betaal in terme van 'n mens, en wat die menslike verstand kan verstaan. Here, Jesus, U het U self aan die kruis geoffer namens ons. U het die prys betaal, U was die offerlam, maar U is ook nou die hoëpriester wat vir ons intree by God die Vader. U is die dubbel heilige priester in die orde van Melchisedek. Offerlam en die een wat die offer bring, een wat die offer na God neem. Daarom kan ons verseker wees van die feit dat U vir ons intree by God die Vader, vir ons voorspraak is by God die Vader. En dan bid ons, Here, kyk na ons harte dan. Kyk na ons harte en sien dat ons U wil dien. Ons wil U verheerlik. Dit is ons begeerte. Dit is ons strewe. Maar Vader, ons bid dan terselfdertyd, waar U dan dit in ons harte sien wat U nie verheerlik nie, verwyder dit. Al is dit dan ook teen 'n geweldige hoë koste, groot pyn, smart. Here, doen dit wat U verheerlik in ons lewens en in ons harte, sodat ons dan aan die einde, sonder twyfel, die eindtyd tegemoet sal gaan. Omdat ons weet, Here, U het ons gereinig van hierdie dinge. U het eenmalig daardie prys betaal. En toe ons gered is, het U ons skoon gemaak en gebad. Maar laat ons dan ook, Here, deur die spieël van U woord, die sonde en die smet sien wat ons lewens nog bedek en ons verhouding belemmer. En laat ons daarvan werk maak, sodat ons, Here, in 'n wonderlike
liefdevolle, genadige verhouding met U kan lewe. Dit, Vader, is ons gebed. Werk in ons. Verrig wat U wil, Vader. Mag U wil geskied. Ons wil U graag loof. Ons wil U graag dien. Help ons om dit te doen, o Vader. Ons vra dit in die almagtige naam van ons Redder, Jesus Christus. Amen.